groenoogseun, natuurseun, glimlagseun, diepseun, kreatiewe seun, hengelseun, slimseun, hardloopseun, diereseun, musikale seun, akademiese seun, liefdevolle seun, hartseun, geloofseun, besondere seun. Marno was 'n besondere mens. Soos ek dink oor Marno, kom al hierdie wonderlike eienskappe na vore. Ek is seker julle kan nog honderde mooi eienskappe van Marno byvoeg. Ek onthou vir Marno op soveel vlakke. Seker een van die kenmerke wat my vir altyd bybly is Marno se goeie maniere. Hy sou altyd opstaan as daar 'n ouer persoon in die vertrek kom. Hy sou altyd sy hoedjie afhaal as hy jou groet. Hy sou altyd die braaitang uit jou hand uitvat en hy sou altyd sorg dat jou glasie vol is. Dit was Marno. Ek kan nie 'n dag onthou waar ek nie vir Marno sien glimlag het nie. En die belangrikste van alles is dat sy mooie groen oë altyd saam geglimlag het. Ek onthou wonderlike stories van Marno. Soos die keer toe ons op Bokstoot ons plaas was, Marno en Frans Hendrik was klein. Ons sien, daar verdwyn die twee die veld in, maar ons stuur ons nie veel daaraan nie. Toe hulle egter net so vinnig weer terugkom, toe wonder ons, wat gaan aan? Die twee is daar in die kombuis in, kom uit met 'n massiewe kastrol en weer die veld in. Nou wonder ons toe, wat gaan nou aan? Binne enkele oomblikke is Marno en Frans Hendrik terug met 'n kastrol vol giftige klein pofaddertjies. Ons bediende op die plaas gebruik tot vandag toe nie daardie kastrol nie. Op Eyserfontein het Hannelie en Marno die vakansiemarathon gaan aanpak. Marno lap natuurlik vir Hannelie omtrent 5 keer. Toe Hannelie klaar maak, soek sy uit asem en haar stigtelik na die kind, want onthou Marno is ons verantwoordelikheid, sê sy. Ek lag lekker en wys vir haar waar Marno al lank al 'n hamburger geëet het en alreeds al die vloeimarkte deurgestap het en vir sy hardloop tannie wag. Hannelie en Marno kon ure lekker gesels oor hulle gemeenskaplike belangstelling, die akademie. Ek onthou ook so goed hoe opgewonde hy was toe Hannelie met ons laaste kuier saam die raam wys wat al die formasies klipwys toe ons geboor het. Marno kon nie ophou kyk en gesels oor al daardie formasies nie. Ek en een van sy vriende, JC, gesels die ander dag. JC sê, "Ai oom, dis 'n bergval van Marno, maar gelukkig het Marno van klippe gehou." Ek onthou ook die keer toe Marno by ouma Annetjie in die vakansie gebly het. Om Marno besig te hou, besluit ouma om hom te leer brei. So kom die naweek, in die Saterdagoggend lank voor sonsopkoms is die 3 springbokke opgewonde besig om JP se bakkie te pak vir die hengel. Toe die 3 op pad is en JP uitreverse, spring Marno vinnig uit die bakkie en skree, "Wag pa, ek het my breiwerk vergeet." Nodeloos om te sê dat JP minder beïndruk was. Marno het gereeld by oupa Henny en ouma Marie gekuier. Wat dink julle het Marno gedoen daar op die Vaalrivier? Natuurlik vis gevang. En dan was Marno baie lief vir sy gitaar en kon vir ure oefen aan baie moeilike stukke. Vir Carla het Marno net met ongelooflike respek en liefde hanteer. Carla, Ma Alta en ouma Annetjie moes natuurlik altyd sy rug krap. Carla onthou ook hoe hy Corenza so skooldrank kon drink en ook hoe hulle by elke liewe klip moes stop as hulle gaan stap het. Dan het hy eers die klip ontleed en vir Carla vertel hoe cool dit is. En sy vertel Marno kon nog met jou gesels en die volgende oomblik is hy vas aan die slaap. Vir sy vriende, neefies, niggies en familie was Marno 'n steunpilaar. Iemand om na op te kyk
en iemand wat jou ongelooflik kon inspireer. Natuurlik ook 'n plaatjie wat altyd reg gestaan het met 'n prank, maar iemand wat altyd gelag het. Sy filosofie van maak jou bed op, die eerste ding in die oggend, is so belangrik, want dan het jy klaar iets achieve vir die dag, sal ons almal bybly. Vir Jean-Pierre was Marno nie net 'n klein boetie nie. Marno was JP Jr. se beste vriend. Ouma vertel altyd dat Jean-Pierre van Marno as die kind gepraat het. Ja, die twee kon lekker raak, maar dan was hulle ook soos David en Jonathan, bloedbroers en so lief vir mekaar. En Marno het ongelooflik opgekyk na Jean-Pierre, want hy was vir hom altyd die totale hero en ouboet. Marno was lief vir diere en allerhande grillerige reptiele. Hy was so lief vir Laila en het ure met haar kon gesels en al sy diepste dinge met Laila bespreek. Vir pa JP was Marno 'n geesgenoot en vriend. Hulle het wonderlike tye saam spandeer, veral daar langs die viswaters. Toe Marno groter geword het, kon jy sien hoe hy sy pa aanbid en hoe lekker dit was as hy by sy pa was. En JP was so trots op Marno. Ek onthou hoe hy trots met Marno se honeursgradeplegtigheid vir my 'n foto gestuur het met die woorde: "Ai, Swarrie, ons het soveel om te vier as ek terugkom." Marno was 'n seun duisend. Marno en Alta was baie na aan mekaar. Alta vertel dat Marno elke liewe aand as hy uit was, al is dit 3 uur in die oggend, die bedliggie bo haar kop aangesit het met 'n "Ek is tuis, mamma." Hy het elke oggend gevra, "Hoe lyk dit met 'n koffietjie, mamma?" Alta onthou ook hoeveel lysies sy vir Marno elke dag moes maak, anders vergeet hy. Alta, Marno was ongelooflik lief vir jou en jou onwrikbare geloof is vir ons almal 'n wonderlike inspirasie. So het ons almal seker baie meer wonderlike stories oor Marno om te vertel. Stories en memories wat ons moet koester in hierdie baie moeilike tyd. Marno was baie spesiaal. Ek wil nou volstaan met 'n aangepaste gedig van Jan F. Silje, Stilbroers, daar gaan 'n man verby. Vir Marno. Stilbroers, daar gaan 'n man verby. Hy groet en dis verlaas. Daar is nog maar een soos hy. Bekyk hom goed, gewis, en soos hy ons in was en is. En hierdie pure man is jou kind, Suid-Afrika. Wat vrees ons dan? Stilbroers, daar gaan 'n seun verby. Ons seun. Stilbroers.